Kan jy dit hoor, soos die branders breek van Victoria Bay tot in Gouritsmond? Kan jy dit sien soos die son opkom en skyn oor die Outeniqua berge? Beleef jy dit? Die tuinroete, 'n plek waar God regeer. Mense wat 'n verskil maak met geloof, liefde en hoop. 'n Streek wat God ken, mense liefhet en hulle wêreld vernuwe. Habakuk 2 vers 14 sê, die aarde sal gevul word met die kennis van die heerlikheid van die Here, soos die waters die seebodem bedek. Welkom by Doxadeo Tuinroete. Vriende, baie welkom by Doxadeo Tuinroete. Dit is 'n aanlyn boodskap. As ons nog ontmoet het nie, ek is Gerard en ek sien so uit om vandag saam met jou te kuier uit 'n wonderlike deel van die skrif uit. Maar voordat ons saam gesels, kom ons bid eers saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons het om besig te kan wees met U woord en eintlik U wat met ons besig is. Dankie dat ons nou vir mekaar kan bid, dat U hierdie tyd sal gebruik, Here, vir U eer, vir U plan en U wil. En Here, dankie dat U wil altyd goed is, dat U dit goed bedoel met ons. En ons kom sommer hier aan die begin van hierdie tyd van saam wees, ons kom gee onsself vir U, sodat U doel in ons lewens al hoe meer kan bereik. In Jesus se naam en vir die eer van Jesus se naam bid ons dit. Amen. So ons het verlede week begin met ons nuwe preekreeks vir 2026, nuut en anders. En ek wonder of jy net gou so 'n bietjie saam met my kan dink in 'n situasie wat iets gebeur en dan is dinge baie nuut en baie anders en dit vra dat ons dan nuut en anders moet optree. Ongelukkig die eerste dinge waaraan ek dink is negatiewe voorbeelde, maar jy onthou COVID, ewe skielik is dit lockdown en alles is nuut en dis baie anders. Ons moet nou anders dink, ons moet anders optree. Dinge was dan maar baie anders en dit was nie so lank terug nie, né? Maar miskien kan jy aan 'n positiewe voorbeeld dink. Ek dink nou hier by ons in die Mosselbaai omgewing is hulle besig met 'n klomp padwerke. So ons ry nou al vir 'n hele paar jaar lank aan 'n sekere kant van die pad en ons ry op 'n ander manier, maar as hierdie paaie, en hulle sê dis hierdie jaar, afgehandel is, hierdie nuwe paaie, dan gaan dit nuut en anders wees. Dan kan ons nie nou met tweede baan van die regterkant af ry nie. Nee, dit sal baie gevaarlik wees. Ons gaan nou moet belyn. Nou toe Jesus die nuut aankondig, nuus kom ons van nuut af. Toe Jesus die evangelie, die goeie nuus aankondig, Markus 1 vers 15, die goeie nuus, die evangelie, God se koninkryk het naby gekom, toe gebruik hy die woordjie bekeer. Saam met geloof in die goeie nuus kom bekeer. Bekeer letterlik beteken 'n verandering van hoe ons dink en lewe, 'n 180 grade draai, 'n belyning. Nou hou gou 'n bietjie dit in gedagte. Partykeer kan 'n situasie so nuut en anders wees dat ons regtig nuut en anders moet leer dink en lewe. Een van my vriende was hierdie vir afgelope vakansie in Amerika. Nou, ek was nog nooit in 'n land waar jy aan die regterkant van die pad moet bestuur. Jy ry aan die regterkant nie. Hy was nou al 'n paar keer, maar hy sê selfs daar, jy moet mooi kop hou, al het hy dit al van tevore gedoen. My tor sal heeltemal afval as ek nou moet aan die regterkant van die pad ry. Ek dink my kop sal die hele tyd heen en weer, soos een van daai hondjies in die karre, jy weet daai hondjies wat se kop is so skit. Hou gou dit in gedagte. Ons het verlede week die reeks begin met die grootste nuut en dis heeltemal anders. Die grootste nuut wat die wêreld nog ooit gesien het. Die opstanding van Jesus Christus. Selfs Jesus se eie disippels is gedisoriënteerd. Aan die een kant lees ons hulle is bang en bly. Toe hulle daar by die berg aankom waar Jesus hulle ontbied het deur vrouens. Dinge is nou baie nuut, baie anders. In daai wêreld vrouens geen gesag gehad nie, hulle mag nie eens getuig in die hof nie. Nou ewe skielik gebied Jesus die disippels deur die vrouens na die berg toe. Toe hulle daar kom, dan sê Matteus, hulle het aanbid en sommige het getwyfel. Dinge is so nuut en anders, hoe belyn ons nou?
Wat is hier aan die gebeur? Jesus is doodgemaak. Ons weet hy het 'n paar dooies opgewek, maar dit was hy. Nou het hulle hom gekruisig en nou staan hy uit die dood uit op. Alles is nou nuut, alles is anders. Wat is aan die gang? En omdat Jesus is wie hy is en hy sien hulle bly en bang, hy sien hulle aanbid en twyfel, sê hy vir hulle, wat is die implikasies van hierdie grootste nuut? Hy wat uit die dood uit opgestaan het. Matteus 28, onthou jy, kom ons recap net vinnig. Jesus het gesê, eerste ding, aan my is gegee alle mag, dit is gesag, in die hemel en op die aarde. Hier is 'n nuwe koning. Under new management. Dinge is nou nuut, want daar is nou iemand anders in die posisie van heerskappy van die heelal. Jesus Christus. En vriende, kom ons sê dit gou weer, ons het laas jaar baie oor gepraat, as ons die woordjie Christus gebruik, is dit Jesus se koninklike titel, en dit is die ding wat die Nuwe Testament die meeste oor Jesus sê. Hy is die Christus. Hy is God se gesalfde koning. En nou is dinge nuut, en dis anders, want Jesus is nou koning. Aan my is gegee alle gesag in die hemel en op die aarde. Nie net in die hemel nou en eendag eers op die aarde nie, klaar alle gesag. Daar's nie 'n plek waar ek en jy ons bevind in hierdie tuinroete in ons land, in die wêreld waar Jesus nou nie koning is nie. Klaar, hy's koning. Nou gaan hy heers, maar dit is ook nuut en anders. Onthou jy ons het verlede week hier oor gesels. Dit was ons tema laas jaar. His glory, our story. Hoe gaan koning Jesus nou heers, nou dat hy alle gesag het? Hy sê, gaan julle na die nasies toe en maak hulle disippels. Hoekom na die nasies toe? Want Jesus is die koning van die nasies. En hoe gaan hy nou heers? In nasies gaan mense die nuus glo, die nuut van Jesus se koningskap. Daar's nou 'n nuwe koning. En dan gaan hulle gedoop word, hulle gaan 'n familie word, 'n nuwe familie. Dis ook nuut en anders. Nou is dit mense vanuit alle rasse, tale, stamme, alle klasse, nou een familie. Nog nooit in die wêreld so iets gesien nie. En Jesus gaan deur hierdie mense heers hoe? Hulle gaan leer om alles te onderhou wat hy beveel het. En onthou jy ons het hieroor gesels. Wat het Jesus opgesom vir ons beveel? Om lief te hê soos hy lief het. Johannes 13 vers 34. 'n Nuwe gebod gee ek julle. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief gehad het. Ons gaan by Jesus leer en ons kan nie met ons idee van liefde na Jesus toe kom nie, dan leer jy niks. Ons sê, okay, ons gaan nou by Jesus leer oor wat liefde is. En ons het laasweek weer uit Christian Swart se 3 Colors of Love, die boekie wat hy geskryf het oor God se liefde, het ons aangehaal, die 3 elemente waarmee hy God se liefde beskryf. Ons gaan by Jesus leer om mense te wees wat leef in genade en waarheid en geregtigheid. En dit is hoe koning Jesus heers. The message is God's kingdom, the method is God's love. We are going to love people into the new. Ons gaan hulle bemin in die nuwe in. Die nuwe koninkryk. God se koninkryk. Soos in die hemel, so op die aarde. En vriende, dan het Jesus gesê, kyk, ek is met julle. Ons kan nou by hom leer. Dis die storie van die Heilige Gees. Toe Jesus in die hemel ingeneem het, toe is hy nie weg nie. Toe stuur hy, toe gee hy vir ons sy gees, want hy het gesê, kyk, ek is met julle. Ons kan by hom nou leer, en ons leer saam, want dis hoe Jesus sy disippels leer, om lief te hê soos hy. Ons is sy eklesia. Onthou jy daai woordjie? Jesus sê, ek sal my eklesia, my kerk bou, op hierdie belydenis, hierdie rots, dat hy die Christus is. In elke nasie gaan daar mense wees wat die goeie nuus dat Jesus die Christus is glo, en dan gaan Jesus sy eklesia bou. Eklesia, mense wat 'n kultuur vestig, omdat hulle 'n koninkryk verteenwoordig. Hoe lyk hierdie koning se kultuur? Die kultuur van sy heerskappy. Dis heeltemal nuut en dis baie anders. Dis 'n kultuur van selfopofferende liefde.
Ons leer om lief te hê soos Jesus. En dan sê hy, ek is met julle tot aan die volëinding van tyd, era, daar's 'n tydperk wat besig is om tot 'n einde te kom. Asseblief, moenie laat mense met jou kop smokkel oor die laaste dae nie. Hier is wat laaste dae beteken. Daar's 'n tydperk wat besig is om tot 'n einde te kom. 'n Tydperk waar magte en mense in hierdie wêreld nog nie erken dat Jesus koning is nie. Dit kom tot 'n einde. Hoekom kom dit tot 'n einde? Want sy koningskap het begin, God se koninkryk het begin. Die laaste koninkryk, the kingdom that will last forever. En vandag om aan te gaan met hierdie nuut, hierdie anders. Lekker mooi om die woorde, ons gaan weer begin by Matteus 28 vers 19. Kyk, ek is met julle tot aan die volëinding van die era. Om dit te hoor nog binne die groter storie soos Matteus het bedoel. Dis die laaste woorde in Matteus 28. Maar in Matteus 1 het hy al geskryf oor die geboorte van Jesus Christus en dan haal hy die profeet aan. Die profeet het gesê, kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en hulle sal hom Immanuel noem. Wat as dit vertaal word beteken God is met ons. As Jesus sê ek is met julle, is dit God wat met ons is. Dis Matteus se boodskap. Vriende, dis revolutionêr om so daaraan te dink. Dis klaar revolutionêr om te sê daar's 'n nuwe koning, nuwe koninkryk, 'n nuwe kultuur, die kultuur van sy opofferende liefde. Klaar, Jesus het 'n revolusie van liefde, sy liefde. Nie hippie liefde, nie sy liefde begin. Maar nou vat Matteus daai storie nog binne 'n groter storie. Dis hoe God self 'n revolusie hier op aarde begin. Jesaja het dit geprofeteer, dit is in Jesaja 7 vers 14, net 2 hoofstukke aan, sê Jesaja amper dieselfde. Hy sê 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, die heerskappy is op sy skouer. Ons lees dit baie in Kerstyd. Hy word genoem wonderbare raadgewer, magtige God, ewige Vader, vredevors. En dan sê hy mos vir die uitbreiding van heerskappy, vir vrede sonder einde, sal hy op die troon van Dawid en oor sy koninkryk wees, om dit te vestig en te ondersteun die reg en geregtigheid van nou af en vir altyd. Die laaste koning, die laaste koninkryk, Dawid se troon, die seun wat God vir Dawid beloof het, maar nou sê Jesaja, daai selfde seun gaan genoem word magtige God, ewige Vader, Immanuel, God is met ons. Vriende, hier is, probeer ek nou vandag die onsêbare sê. God wat mens word. Ek weet nie wat die mense rondom Jesaja gedink het nie. Wat het hulle gesê? Hier sê Jesaja, Immanuel, en onthou hoe die Jode oor God geglo het, want dis hoe hy homself geopenbaar het. Moses, Exodus 33, vra vir die Here om sy heerlikheid te sien, en hy sê vir Moses, niemand kan my sien en bly lewe nie. Jahwe, hy is so groot, so verhewe, niemand kan hom sien en bly lewe nie, en Jesaja sê, die woord van Jahwe het na my toe gekom en gesê, daar gaan 'n kind gebore word, wat Immanuel genoem. 'n kind, magtige God, ewige Vader. Kan nie wees nie. Maar Jesaja sou vir die mense moet sê, wel ouens, ek weet nie wat julle moet nou maak met dit wat julle wil. Maar dis wat die woord van die Here, dis die woord van die Here wat na my toe gekom het. En toe dit gebeur, toe is dit baie anders. As wat enige iemand, man, mense sou nie so 'n storie kon uitdink nie. God wat die skepper is, wat as 'n baba gebore word in sy skepping, wat 'n jong profeet is, wat tekens doen en 'n geweldige boodskap bring. God se koninkryk kom nou na hierdie wêreld toe. Hy's die Christus wat gekruisig word, omdat dit is wat hulle gedoen het met wannabe konings. Maar dan is hy ook die een wat uit die doodheid opstaan. En as ons na hierdie hele storie kyk, dan sê Matteus, Immanuel, dis God met
ons. Ek wens so ons kan die Kersliedjies aanhou sing. En dis miskien ook 'n tydding, né? Miskien koppel ons Kersboodskap net aan 'n sekere tyd van die jaar, want dit gaan hengse implikasies hê vir die res van die jaar. As ons deurdink, as dit die waarheid is. 'n Nuwe koning, nuwe koninkryk, nuwe kultuur, nuwe manier van heers, nuwe eklesia. Maar dit is God wat na ons toe kom. Mary, did you know? Ek bedoel, vriende, when you kiss your little baby, you kiss the face of God. Dis geweldig. Daar was baie gode in daai wêreld. Geen God wat mense word nie. Geen God nie. Dis net heeltemal nuut en dis baie, baie anders. En ons het baie oor gesels verlede jaar, His glory. As ons kyk na Jesus, Hebreërs 1, sien ons die uitstraling van die Skepper se heerlikheid en die afdruksel van sy wese. Jesus is God se heerlikheid in aksie. Dis Johannes 1 mos nou ook die verhaal van Jesus begin. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alles het deur hom ontstaan, en sonder hom selfs nie een ding wat bestaan, ontstaan het nie. In hom was lewe, en die lewe was die lig vir die mense, en die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. En daar was 'n man gestuur deur God, wie se naam Johannes is. As jy hom so lees, jy wil amper in aanbidding gaan en dan, wat is hier Johannes die Doper nou? Nie Johannes die Doper nie, Johannes wat die evangelie skryf, hy is hier besig met hierdie groot temas van die Skepper God, wat die woord is, wat God is, wat lewe is, wat lig is, alles deur hom ontstaan, en as Johannes die Doper. Wat is hier aan die gang? Mis hy nou die punt? Nee, dis presies die punt. Johannes die Doper was die boodskapper wat die pad vir Jahwe moes regmaak, want Jahwe kom terug. Dis wat die profete beloof het. En dis die groter punt. Dis juis na die wêreld toe. 'n Wêreld waar Johannes die Doper in die woestyn bly en wat wille, heuning en sprinkane eet, weer dinge aan die gang, empire wat heers, mal koning wat babetjies laat doodmaak, stikkende, duisternis wêreld. En dis na die wêreld toe, waar die Skepper kom as mens. Vriende, totaal niet, heeltemal anders, geen ander idee oor 'n God, en daar was baie gode in daai wêreld. Geen ander idee oor so 'n God nie. Dit was so vreemd dat die Jode wat in God geglo het, in Jahwe geglo het, toe God mens word, hoor wat sê hy? Die ware lig wat elke mens was wat verlig was aan die kom na die wêreld. Hy was in die wêreld en die wêreld het deur hom ontstaan en tog het die wêreld hom nie herken nie. Hy het gekom na wat syne was. Sy eie volk, en tog het sy eie mense hom nie aanvaar nie. Luister, net soos met die opstanding, is die verhaal wat hulle vertel in die Nuwe Testament oor Jesus so skokkend anders. Wat is aan die gang? As dit die waarheid is, dan moet ons almal bekeer. En dan moet ons nuut leer dink en nuut leer lewe. Wanneer het hulle hom nie aanvaar nie? Die woord was God, die woord was by God, die woord was God. Die woord het vlees geword en onder ons kom woon en ons het sy heerlikheid aanskou. 'n Heerlikheid soos die unieke seun van die Vader, vol genade en waarheid. Hier kom ons weer by die gedagte, as jy kyk na Jesus, sien jy wie God is. Dis wat Jesus in Johannes 13 sê. Johannes 14. As julle my gesien het, het julle die Vader gesien. En vriende, in die wêreld van daai tyd baie gode, geen God wat by mense sou wil kom woon nie.
Geen God wat eintlik eers belangstel in mense nie. Miskien vir eie gewin, want die gode was selfsugtig. Hulle het miskien favorites gehad, maar hulle het nie 'n saak met die skepping nie. Hulle sou so nou en dan inzap om mense net te herinner en bang te maak. Dit was die gode van daai wêreld. Net soos die empires van daai wêreld. Gefunksioneer, gedryf deur vrees. En hier 'n ander God. Dis heeltemal nuut. Dis heeltemal anders. 'n God wat na ons toe kom om by ons te woon. Hoekom? As Johannes wat die evangelie skryf, 'n brief later skryf, som dit op. God is liefde. Maar ek wil jou mooi vra. As jy die woordjie liefde hierdie jaar hoor, dink elke keer aan 'n tas. Ons kom nou net uit die vakansietyd uit. Baie van ons het tasse gepak, want jy kan tog nou nie met al daai klere hier oor jou skouers en in jou sakke en ek weet nie waaroor ons ry en reis en op die vliegtuig klim. Nee, jy pak alles mooi in 'n tas. En dan as jy by jou bestemming uitkom, pak jy die tas weer uit. Die woordjie liefde is so iets. Hier het ons dit weer gesien. As ons na Jesus kyk, wat sien ons? God is liefde, ja. Maar wat is liefde? Genade en waarheid. Ons het laasweek oor gesels. Geregtigheid, genade en waarheid. Daar's baie dimensies aan God se liefde. Sien liefde soos die tassie. Maar as jy hom oopmaak en jy begin hom uitpak en jy kyk na Jesus en hoe hy met mense interaksie gehad het. Jy kyk na Jesus, hoe hy gebid het. Jy kyk na Jesus, hoe hy homself gegee het. Jy kyk na die tekens wat hy gedoen het om herstel en nuut maak te bring. Jy kyk na die vergifnis, jy kyk na Jesus aan die kruis, jy kyk na Jesus in sy opstanding, dan pak jy die tassie uit en dan besef jy, liefde is baie groter, want God is baie groter en dis nuut en dis anders. Ek wil jou uitnooi om, moet asseblief nooit gewoond raak aan die verhaal, die werklikheid, die gebeurtenis dat Jesus uit die dood uit opgestaan het. En nog minder as om aan dit gewoond te raak. Nee, ek kan nou nie dit sê nie. Net so min soos jy daaraan gewoond mag raak, mag jy gewoond raak aan die feit dat as ons na Jesus kyk, sien ons die Skepper God wat 'n mens geword het. Ons het laas jaar baie oor gesels, maar vriende, dis waar Johannes 3 vers 16 vandaan kom. God wat mens geword het. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het. Eniggebore seun beteken nie, God het die mensdom, die kosmos so lief dat hy iemand anders stuur nie. Nee, eniggebore seun beteken, dis God wat self mens word om na ons toe te kom. Dink 'n bietjie hieroor en nooit gewoond raak nie. As jy regtig hieroor dink, sal jy elke keer by 'n punt van verbasing en verwondering uitkom en bekeer. Die Skepper wat in Christus mens word en homself kom gee. Ons het 'n begrip laas jaar gebruik toe ons gepraat het oor His Glory, Our Story. Ons het die begrip gebruik van shared identity. As jy dink Vader, Seun, Heilige Gees en jy dink God, dis 'n gedeelde identiteit. Jesus is hoe die Skepper God homself kom bekendstel. En ek is seker jy kan nou al die doetjies connect, né? Ek is seker jy kan nou al sien hoe die feit dat Matteus sê, kyk, Jesus sê, kyk, ek is met julle, is die storie van 'n koning en 'n koninkryk en 'n era wat tot 'n einde kom, maar dat 'n nuwe koninkryk begin en dat hierdie koning nuut en anders heers. Hy het mense wat mekaar lief het en by hom leer om lief te hê en dis hoe hy sy kultuur vestig. Heeltemal nuut, heeltemal anders, maar dis deel van nog 'n groter storie wat nuut en anders is. Die Skepper God het hierdie skepping so lief dat hy deel word van sy skepping. 3 liefdesverklaringe van die opstanding. Nommer 1. As Jesus uit die dood uit opstaan en sê ek is met julle, is dit 'n God wat in liefde verklaar ek is teenwoordig. Vriende, vir te lank,
vir te lank, tog, mag ek dit sê, vir te lank het so 'n groot deel van Jesus se familie, die kerk, gelewe met 'n storie van God wil ons wegvat na hom toe. Nee, van Genesis tot by Openbaring is die storie andersom. Hy is Immanuel, van Genesis tot Openbaring, gelees hom maar. God kom na ons toe, hoekom? Want hy het sy skepping lief. Hy het mense lief. Jy gaan nêrens in die wêreld van daai tyd kry dat 'n God sê, ek het julle lief nie. Maar dis die nuut en anders van hierdie God. Hy kom na ons toe. Tweede liefdesverklaring. Jesus staan fisies uit die dood uit op. Fisies. Vir my sê dit God met die opstanding van Christus maak 'n massiewe, en ek weet nou nie wat se kleur jy wil sit nie, miskien rooi, want dit moet uitstaan, 'n massiewe regmerk agter sy hele skepping. God het goed geskep en hy gaan nie sy skepping laat gaan nie. En toe dood begin heers, deur die rebellie en die sonde van die mens, het God mens geword en hy het daai boosheid op hom gevat aan die kruis en dit oorwin en toe sê hy, dit is goed. Hy het dit goed geskep. Matter matters to God. Die fisiese liggaam van Jesus wek God uit die dood uit op. Dis 'n liefdesverklaring soos min. Dis 'n liefdesverklaring wat sê God is committed, al is dinge stikkend. Kom woon hy hier, die eerste ene, maar hy kom woon hier want dit is vir hom so belangrik dat hy alles geniet maak. Dis die prentjie wat jy kry in daai gedig wat Paulus weet of hy self skryf, of hy het aanhaal, miskien was dit 'n liedjie wat mense in die gemeentes daai tyd gesing het, miskien is dit iets wat Paulus self geskryf het, nou gaan hulle dit sing, miskien is dit 'n spoken word, ek weet nie, maar dis kunswerk, wanneer Paulus in Kolossense 1 skryf, deur hom, dis Christus, het God alles geskep, alles in die hemel en op die aarde, die sigbare en die onsigbare. Onthou, dis wat hemel en aarde is. Daar's 'n sienlike deel, die aarde, die heelal se sienlike deel, en dan is daar 'n ander deel aan God se skepping, die onsienlike. God het dit alles in Christus geskep. Dis goed. Die onsigbare dinge, koninklike heersende magte, owerhede, gesagsvoerder, alles is deur hom en tot hom geskep. Hy het voor alles bestaan en in hom hou alles stand. Hy is die hoof van die liggaam, die kerk, die oorsprong, die eersgeborene uit die dood, sodat hy in alles die eerste plek kon inneem. So die eerste deel van die gedig gaan oor die skepping, maar dan gaan hy oor na die opstanding uit die dood. Vriende, wat het die opstanding uit die dood vir die eerste gelowiges beteken? Ons het hieroor gekuier laasweek. Jesus is koning, hy heers op 'n nuwe manier deur sy familie wat lief het soos hy, en hy's met ons. Die groter storie van dit is nuwe skepping wat begin het. As Jesus die eersgeborene uit die dood uit is dit wat God accomplish het aan die kruis, deur self mens te word, deur die boosheid, sonde, alles wat nie sy wil is nie, selfs die dood, op homself te neem, en dit aan die kruis te oorwin, sodat nuwe skepping kan begin. Dis hoekom hy Jesus noem, die eersgeborene uit die dood. Eersgeborene beteken, die hele skepping gaan volg. Dit wat God vir Jesus gedoen het, matters. God is die skepper en hy maak alles nuut en dit het begin. Hy gedig is so mooi, want God het dit goed gevind om die hele volheid in hom, dis Jesus, te laat woon. Volheid waarvan? Van God self. En om deur hom alles, ja alles op aarde en in die hemel, dis die sienlike en die onsienlike, met homself te versoen, deurdat hy vrede gebring het deur sy bloed aan die kruis. Aan die kruis het God die hele skepping teruggevat en gesê, dis nou 2 keer myne. Ek het dit geskep en ek het goed geskep en nou het ek dit teruggekoop, is 2 keer myne.
En nou, wat gaan hy met dit maak? Hy gaan met dit maak wat hy met Jesus se liggaam gemaak het. Uit die dood uit opwek. Nuut maak. Dis 'n liefdesverklaring. Die opstanding van Jesus, van die Skepper God, oor sy skepping. En derde, dis 'n liefdesverklaring, die opstanding, maar die oomblik toe Jesus uit die dood uit opstaan, toe sy die eersgeborene en die hoof van die liggaam, sy eklesia. Ons is deel van die storie van opstanding. Is dit nie wat Paulus skryf in Romeine 8 nie? Hy sê, as die gees van hom wat Jesus uit die dood het opgewek het, in julle woon, sal hy wat Christus uit die dood het opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy gees wat in julle woon. Eendag gaan Jesus selfs ons liggame deur die krag van sy gees uit die dood het opwek, maar daai kragtige heilige gees woon nou al in ons, want ons is deel van God se nuutmaak van sy skepping. God het nie mense afgeskryf toe hulle aangejaag het nie. God skryf hulle in sy nuwe skepping in. Nie net in, soos in ons is toeskouers nie, in, soos ons is deelnemers. Dis so treffend, Johannes 20, ons het al baie oor gesels, Johannes 1, woord, vlees word, sien sy heerlikheid, maar dis die skepper God. Johannes 20, nuwe skepping, Sabbat is verby, eerste dag van 'n nuwe week. Jesus sê vir sy disippels, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle, en hy sê, ontvang die Heilige Gees, en hy blaas op hulle. En is in daai hoofstuk wat Thomas wat genoeg fake nuus geken het, gesê het, as ek nie my hande in sy wonde druk nie, gaan ek nie glo nie. Waar Jesus aan hom ontmoet waar hy is, hy sê, kom Thomas, hier is die wonde, kom druk aan. En wat Thomas neerval en sê, my Here, my Koning, en my God. Dis die groot storie. En dis heeltemal niet en anders, dat daar 'n God is, wat 'n skepping so lief het, selfs die fisiese. Was baie gode in daai wêreld wat gesê het, ag, wat die mense gesê het, vir daai gode, die fisiese is glad nie belangrik, jy moet die fisiese ontsnap. Waar gaan jou sielietjie? Nie hierdie God nie. Hy is die skepper van alles sienlik en onsienlik. En hy kom word mens. En dis die definisie van liefde. Vriende, waar bring dit my en jou as ons dan nou so na Jesus kyk? Kyk is mos 'n Godwoordjie, né? As Jesus sê, kyk, ek is met julle. Oor en oor in die Ou Testament en in die Nuwe Testament is dit God wat sê, kyk, behold, aanskou, ponder, gaze. Hy is eerste in alles. Vir my sê dit, dis aanbidding. Dis aanbidding. Wanneer ek gekonfronteer word met hierdie niet en anders, dat God sy skepping so lief het, dat hy 'n mens word, wanneer ek gekonfronteer word met dit, oor en oor en oor, aanbidding, aanbidding, en kan ek gou vir jou iets sê, wanneer jy God in Christus aanbid, dis die God wat mens word en sy lewe gee. Dan engage jy met die hemelse. Och, is vir my, dis amper nie, ek kan nie, ek snak na my asem, is asemrowend, my woorde is te min. As Johannes in die hemel inkyk, in Johannes 4, Openbaring 4, en hy sien die troon en die absolute beauty, en die aanbidding van die wesens wat die hele skepping verteenwoordig, en die ouderlinge, wat die mensdom, Godse mense, sy volk verteenwoordig, en alles is net aanbidding, aanbidding, aan hom wat op die troon sit, aan hom wat ewig lewe, eer en heerlikheid, en dan Johannes 5, God wat op die troon sit, het 'n boekrol, maar niemand op in die hemel of op die aarde of onder die aarde kan die boekrol oopmaak. Johannes bars in trane uit, en 'n stem kom en sê, die leeu uit die stam van Juda het oorwin, en Johannes kyk in die middel van die troon, in die middel van God se troon, en hy sien 'n lam wat geslag is. En dieselfde aanbidding
word dan 'n nuwe lied. Kan jy jou indink? Nie ten anders in die hemel. Nuwe aanbidding. Nuwe aanbidding toe God wat alles geskep het. Soos Openbaring 4 eindig aan U, kom toe al die eer, want U het alles geskep. Thou art worthy to receive glory and honor, for thou have created, have all things created. En nou in Openbaring 5 'n nuwe lied. In die middel van hierdie God se identiteit. 'n lam wat geslag is. Die God van absolute, selfopofferende liefde. En vriende, ek het 'n idee wanneer ek en jy kyk, behold, gaze, engage met die hemelse om so te aanbid. En daar's honderde maniere. Vat nie die skrifgedeeltes, vat Kolossense 1, vat Johannes 1, lees dit in aanbidding. Dis beter woorde as wat ek ooit kan uitdink. Aanbid, aanbid, aanbid. Terwyl ons engage met die hemelse, word ons bemagtig vir die koninkryk soos in die hemel, so op die aarde. Wanneer ons God in sy heerlikheid in Christus aanbid, die lam wat geslag is, word ons bemagtig vir die missie wat God beloof het. Die aarde sal gevul word met die heerlikheid van hierdie God. Dis niet, dis anders. Al die ander kulture en goed sal verbygaan en hierdie karakter gaan die aarde vul. God se selfopofferende liefde. Kan jy verstaan hoekom die kultuur van die koninkryk van God liefde is? Want dis die karakter van die wese van God. Terwyl ons hom aanbid, hoe die iemand sê in die week, worship fuels mission. Terwyl ons hom so aanbid, dis mos as iemand eerste is. Aanbidding help jou met dit. Christus eerste in my gesin. Hy is koning van alles en hy maak alles nuut. Alles is syne. In my werk, koning van alles, hy maak alles nuut. Alles is syne. Hy is die skepper. En nou is dit vir tweede keer syne, hy het dit teruggekoop. Wat gaan hy met dit doen? Nuut maak. Jesus is die eerstgeborene uit die dood. Vriende, wanneer jy God aanbid, word jy bemagtig vir die missie waarvoor ons nou sy familie is. Familie op missie, want die aarde sal gevul word met die heerlikheid van die God. En ons gaan volgende week verder kuier, want die oomblik as ons oor aanbidding praat ons van die diepste waarheid oor wat menswees is. Ons gaan volgende week praat, want as daar nou 'n nuwe koning is, wat op 'n nuwe manier heers, 'n nuwe familie, wat 'n nuwe kultuur vestig, hulle leer om lief te hê soos hy, en as hy sê, ek werk saam met julle, is dit ook die skepper God, wat ons in hierdie koning leer ken, sy karakter, ons kan hom vertrou, as hy sê hy is met ons, dan is hy teenwoordig, as hy na ons toe gekom het, terwyl ons so in die duisternis is, dan gaan hy ons mos nie drop nie, ook in 2026, maar dan het hy ons ook nou deel gemaak van die nuutmaak wat begin het, sy heerlikheid wat die aarde vul. En dis hoe Openbaring ons nou eindig, en dis hoe ons die jaar begin het, kyk, ek maak alles nuut. Worship empowers mission. En as jy nie 'n missie het nie, dan weet jy nie waaroor gaan 2026 nie. Dis hoekom hierdie ook 'n uitnodiging is. Nie ten anders, Jesus roep jou. Vandat hy begin het met hierdie goeie nuus, hierdie evangelie, roep hy jou, roep hy my, roep hy mense, kom bekeer. Julle moet anders leer dink, julle moet anders leer lewe, want hier is 'n koninkryk wat nie ten anders is, want die skepper God is besig om sy skepping nuut te maak. En ek wil jou uitnooi hierdie week, vat van hierdie skrifgedeeltes en gaan aanbid. Vat tyd en gaan aanbid. Behold hierdie God, hierdie koning. En dan kyk jy met daai oë
na om jou omgewing, en dan gesels ons volgende week wanneer ons hierdie reeks afsluit oor nuut en anders. Hier's 'n nuwe manier van mens wees. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, die Vader van ons Here Jesus Christus, baie gode, net een ware God. Ons aanbid U. Ons aanbid U. Al die lof, die eer, die aanbidding aan die een op die troon en die Lam. U is waardig. U is heilig. Dankie. Dankie vir hierdie liefde. 'n Liefde wat ons nie wil wegvat nie, maar 'n liefde wat na ons toe kom. 'n Liefde wat nooit opgegee het nie, wat nie afskryf nie, maar wat nuut maak. 'n Liefde wat nou ons karakter vorm. You're shaping all my heart towards you. At the center of it all is Jesus Christ. Here, seën ons hierdie week in ons aanbidding. Help ons om te bewonder, te behold. En help ons dan om met nuwe oë te kyk en te bekeer, te belyn. Christus eerste in alles. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Vriende, ek wil jou hartlik uitnooi. Ons het nog so 2 of 3 weke. Ons gaan 'n disipelskap program afskop vroeg in Februarie. Ek wil jou hartlik uitnooi om by jou kampus in te skryf, want liefde, genade, waarheid, geregtigheid is iets wat ons saam leer. Skryf in, maak 'n kommitment en hou by daai kommitment. Is die beste belegging wat jy in 2026 kan maak, om hierdie God in Christus en sy liefde te leer ken en daarin te groei. Die Here seën vir jou.